Die Okavango Delta is die grootste binnelandse delta in die wêreld en dek 'n area van meer as 16.000 vierkante kilometer. Die rivier ontspring in die Angolese hooglande, vanwaar dit meer as 1000 kilometer ver vloei deur Namibië tot in Botswana. Wat vandag bekend is as die Makgaligadi soutpanne, was miljoene jare gelede 'n reuse meer waarin die Okavango rivier uitgemond het. Hierdie wêrelderfenis en Ramsar vlei land huisves 150 soogdierspesies, meer as 500 voëlsoorte en sowat 90 visspesies. Om nie te praat van al die insekte, plante en ander biodiversiteit wat hier voorkom nie. Dis 'n ware oase in 'n andersins dorre land. Dis in die laat 60er jare, toe die Botswana regering agtergekom het dat daar 'n al hoe groter aanvraag is van toeriste wat na Botswana toe wil kom, nie net om te kom jag soos vroeër nie, maar om die wild te kom geniet en om te kom foto's neem. In 1974, in 'n poging om hierdie fototoerismebedryf 'n hupstoot te gee, het hulle toe 'n wet gemaak dat alle jagkonsessies in Botswana 'n permanente kamp moet hê. Hierdie kamp, Santowani, is een van daardie kampe. Hy lê op die oostelike kant van die delta tussen Maun en Moremi. En dis dan vandag nog een van die twee oudste kampe wat hier oor is in die delta. Ook net een van twee kampe waarin jy kan vlieg en ry met 'n kar. Vandag is dit omtrent net per vliegtuig wat jy by die meeste kampe kan uitkom. Ons het besluit om ons hele reis hier te begin, want ons wil graag kyk hoe het kampe verander in terme van hoe hulle gebou is destyds teenoor hoe ons hulle vandag bou. Wat het ons geleer? Nie net in terme van wat ons die toeriste kan bied nie, maar ook veral in terme van die voetspoor wat ons op die omgewing los. Welcome to Santowani, Santowani Lodge. In 1994, this camp was actually given to the community so that they could actually run it by themselves and get employment and get some money out of their area because they live pretty much within the area. Die kamp is gebou tussen 'n klomp wat hulle nou noem reënbome. Ek ken hulle as appelblaar, hier's koorsbessies en hier is 'n hele paar baie mooi knoppiesdorings in die omgewing. Dit is 'n mooi plek vir 'n kamp. Maar die voetspoor is wat die verskil maak. Hier het ons die kuierarea. Die voetspoor is nie te groot nie. Grasdak, paar pale, hier's nie eintlik mure nie. Hier's 'n redelike groot sementvloer, maar net 'n halwe muur in die agterkant. Maar nog steeds bakstene en sement wat van elders af ingebring moes word, hier gebou moes word en dit waarskynlik hier gaan agterbly as hierdie kamp eendag nie meer hier is nie. Maar probeer jy nou voorstel 50 jaar of 100 jaar vanaf as die kamp nie meer hier is nie. As mens hier deurloop, dan gaan die bome waarskynlik begin terugkom, maar jy gaan wel oral nog hierdie platformpie sien waar die rondavels gestaan het. Hulle moet nog 'n kragopwekker hê ergens om krag te gee. Hier is al 'n sonpaneel, maar nie genoeg om aan al hulle krag te voorsien nie. Maar dit is eintlik aan die agterkant van wat ons nie kan sien nie, waar die groot voetspoor lê. Hier is byvoorbeeld die hele kombuisarea wat 'n groot baksteen gebou is. Hulle lê net agter hierdie pale. En dan is daar ook natuurlik die blyplek vir die mense wat hier werk. Hulle het weer 'n paar strukture daar wat ook nog vir 'n klomp jaar gaan sit. Die paadjies sal toegroei met tyd. Gelukkig is dit nie geplaveis soos wat mense in baie kampe in Suid-Afrika sien nie, en hulle sal maklik weer verdwyn. Maar dis 'n ou kamp hierdie. Deesdae word dinge anders gedoen. Die nuwe kampe is solar, daar is rommelverwydering, ons laai dit op in die ligte vliegtuig, ons vlieg dit uit die Okavango uit. En dit is deel van ook wat ons doen. Die materiaal wat ons gebruik, dit is nie indigenous timber nie, ons gebruik commercial timber, jou pine, jou eucalyptus en daai tipe goed. En ek weet mense kan jou inheemse woude uitkap en dan dit hervestig, maar dit is 'n baie tydsame proses en 'n proses wat mense nog nie heeltemal oorseker is nie. So wat ons dan verkies om te doen, gebruik dan kommersiële timber en dan gebruik dit dan so en bou die kampe daarmee uit. This is Santowani Bush Camp here. Dokter en sy vrou bestuur al twee Santowani kampe. Hierdie nuwer kamp is op 'n baie groener manier gebou as die oue. En natuurlik is die voetspoor baie kleiner. Dis 'n eksklusiewe kamp en hier kan net 'n dosyn mense op 'n slag slaap. En jy sal moet mooi kyk om hom tussen die bome raak te sien. This is very temporary. If you had to break down this camp, you could just literally Easily. take all the canvas down and then the camp would stay standing. Exactly. If we have to break down, this will be a natural thing within a week. You won't actually tell any difference here. So they just pick this up, no cements. Now have a look at this. This is your shower? And this you see the bucket shower. So what we do is you bring this down.
Okay. And there's the bucket coming for you to fill it up. Oh, so this is why you've got a swivel Exactly. tap. Exactly. So you got one tap that feed, Pull it then up. you pull it up. Of course, this means that you use a lot less water. That's right. Because Conserve if more you're water. not finished showering, you've got to fill up your bucket again. That's right. So in fact, what we encourage is once you're in, you wet yourself, close it, put some Wash. soap on, and open up and rinse. So you almost use the half of the bucket. Instead of using 20 liters of water in your Yes. normal shower rolls, you cut that in half or in quarter. This is very, very nice. More natural. And what we do is, obviously, we don't have a generator, but we still got some lights. So we put a paraffin lamp here, another one outside, another one into the loo. So which, goes on the whole night. Die beste deel van hierdie boskamp is dat 'n baie groen voetspoor het. Water word warm gemaak deur sonkrag, daar word parafienlampies gebrand in die nag. Sonkrag word ook opgewek vir 'n paar liggies. As jy moet oppak en skuif, dan is daar niks wat oorbly nie. Alles is gemaak uit materiaal reg uit die omgewing uit. Hier is nou die gemeenskaplike kuierarea. Dit's baie gesellig, dis waar jy sal eet in die aand en waar jy lekker kan koffie drink in die oggend met 'n beskuit. Die coolste ding van hierdie lapa is as jy kyk na die vloer, dit lyk dalk nou net 'n vernielde sementvloer, maar hierdie is gemaak uit 'n mengsel van beesmis en die klei wat jy in termietope kry. Naas mynbou is toerisme vandag die tweede grootste ekonomiese sektor in Botswana. Die regering is bewus van die druk wat toeriste op 'n sensitiewe omgewing plaas en om dit oor 'n langtermyn volhoubaar te maak, volg hulle 'n beleid van minder mense teen duurder pryse. Teenoor die Kleurwiltuin se meer as 1 miljoen besoekers per jaar, kry die Delta maar net sowat 120,000. Boonop moet kampe deesdae ook 'n nuwe, groener denkwyse aanneem en hulle impak op hierdie delikate ekosisteem minimaliseer. Ek is vandag meer oortuig as ooit van tevore dat dit is die enigste manier is volhoubare toerisme. Want as ons dit nie doen nie, kyk ons na 'n omgewing wat my kinders en my kleinkinders definitief nie gaan na kyk soos wat ons vandag hier sit nie. Dit is verseker.